Môre familie, hoe gaan het met julle? Mag die Here julle so seën vanoggend. Hierdie gespan, baie dankie vir die worship, is altyd so blessing. Ons het navraag gekry oor ons aanlyn diens. Hoekom het ons nog nie worship daar nie? Ouens, soos ek baie al gesê het, ons kan nog nie worship aanlyn doen nie. Ons het net nie die means om dit te doen nie. Wat ons gaan begin doen is ons gaan 'n liedjie saamstuur met die link. Dan kan julle saam worship voor die tyd. En die preek aanlyn begin 9:00, waar die preek hier Sondagoggend 'n bietjie later begin. Maar dis nou maar dis waar ons trek in terme van ons tech. Ons is baie dankbaar vir die Here vir die tech en YouTube en Facebook en die mediums. Maar op hierdie stadium kan ons nog nie alles livestream nie. Ons kan die boodskap aanlyn sit en ja. En ek dink tog ons kwaliteit is goed genoeg. As jy enige feedback het rondom dit, laat weet ons via WhatsApp of die comment section op YouTube, op Facebook. En ek weet die Here gebruik die aanlyn medium. So baie goeie terugvoer al gekry. Hierdie tafeltjie is so precarious. Maar skuif hom. Allee, hy is beter. Familie, net 2 punte van afkondiging. Vrymakende waarhede begin die 1 Februarie. Registreer vir dit. Wat is dit? Dit is 'n inner healing kursus. Dit is 'n kursus wat regtig lewenstransformerend was. As jy die beginsels gaan implementeer, gaan dit jou lewe verander. Dis nie 'n kwessie nie. Definitief. Nie alles wat ons doen is noodwendig life transforming nie, in die kerke vandag nie. Maar ek wil vir jou sê, hierdie kursus is my lewe getransformeer, vir my baie beteken, en ek weet dit gaan vir jou baie beteken. Die opset is, daar word geteach, ek en Rico en Sumay teach, 20 minute, 30 minute blok, en dan is daar klein groepies, waar daar gebed gebeur, en prosesering en genesing. En daar's 2 sulke blokke, 'n teaching blok, 'n klein groepie blok, 'n teaching blok, 'n klein groepie blok. Ons gaan probeer om 'n sessie elke aand, dit is op 'n Dinsdag 7:00 tot 'n uur en 'n half te beperk. Ons respekteer jou tyd, ek weet dit is tyd, weg van jou familie af, en ek is goed bewus van hoe besig mense deesdae is, so ek wil nie steel van jou nie, ons gaan dit ook probeer hou tot 6 weke lank, en opgewonde vir wat die Here gaan doen. So registreer via WhatsApp, registreer by my in persoon, by Sumay in persoon, by Enrico in persoon. Familie, ek wil sommer induik, kom ons dra vanoggend aan die Here op. Here, ek dank U vir wie U is, dankie Here dat U vanoggend reg staan vir 'n werk. Dankie vir die profetiese woorde wat U vir my wys. Soos ons dit release in hierdie oggend, Here, spreek tot hulle harte, vir hulle wat aanlyn kyk, Here, bedien hulle deur hierdie woord. Dankie vir 'n nuwe woord van vryheid in hierdie dag. Ons verklaar dit oor U mense, oor hierdie huis, oor hierdie Parelberg. U woord van vryheid in 2022, in die naam van Jesus. Amen. Familie, dit het vir my tyd gevat om te besef dat intimidasie, ons praat vandag oor die gees van intimidasie, en dit klink dalk vir jou weird, is daar iets soos 'n gees van intimidasie, en ek wil vir jou sê, ja, daar's baie boeke daar buite wat praat oor the spirit of intimidation. Ek het nog omtrent niks van hulle gelees nie. Ek het jare gelede 'n boek gelees, dink ek van John Bevere, oor the spirit of intimidation. Ek kan nie onthou waaroor dit gaan nie. So vandag se preek is nie gebore uit ander ouens se revelation of ander ouens se boeke nie. Dis regtig tyd saam met die Here in die woord, en ek dink ons gaan al meer terugkom na dit toe. Uit die woord uit preek ons, uit die woord uit teach ons. Ons is lewende woord. Ons is mense van die woord. In die Nuwe Testament is daar 'n groep mense, ek dink is die Bereans. Hulle was bekend om alles te weeg volgens die woord. Mag ons in hierdie generation ook dit wees in die naam van Jesus. Okay, 'n vinnige storie. Ek hardloop die 200 meter toe ek matriek was, 'n paar jaar gelede, nee, baie lank terug. En ek was heel wat sterker en maarder as wat ek nou is. Ek weet, dit is moeilik om te glo. En ek was baie op my senuwees vir die 200. Ek het baie 100s gehol, ek was redelik vinnig met die 100. Ek het nou nie grand spikes gehad soos die ander ouens. Ek het sommer net plaasbootjie wat sommer net hardloop, né? En ek was redelik vinnig. Ek het eerste, tweede, derde soms gekom, baie keer op 'n goeie dag eerste. So ek was pretty vinnig,
Maar wat ek nie kon doen nie, ek het nie lang afstande gedoen nie. Ek het nie baie stamina gehad vir lang afstande nie. 400's nie, 800 not te hek nie. En dan het jy mos hierdie belaglike goed soos 1002 en 1005 wat ek nie gehardloop het nie. Maar hierdie dag op die 200, juffrou het my ingeskryf vir een of ander rede. Ek onthou dit nog goed. Is ek baie geïntimideerd met die ander seuns, die ander kinders. En ek hulle spelle van my, ons is in 'n klein plaaskooltjie, ek ken hulle goed. Maar hierdie ouens is atlete, hulle oefen gedurig met hulle wegspring en hulle spikes en hulle gegelde hare. Hierdie dag is ek kaalvoet op die wegspringblokke en ready steady word gesê en toe daai geweerskoot afgaan, toe spring my hart uit my bors uit, maar ek is weg, nê. En ek weet, want ek weet, hierdie reis gaan nie goed eindig, hier gaan ek teen laaste kom, miskien 4de of 3de as ek regtig goed doen. In geval ek hardloop, ek is nie bewus van die ander atlete nie en ek hardloop, my oë is op die wenstreep, ek is aan die hardloop, baie geïntimideer deur hierdie situasie, want ek Pieter hol nie 200 nie. En toe ek oor die wenstreep gaan, is ek flou, stokflou. Maar ek onthou nog hoe weird dit was. Ek het die hele tyd, die laaste 50 meter om my gekyk. Heeltyd teruggekyk. En enige iemand wat 'n bietjie afstande doen, sal vir jou sê, moet nooit terugkyk nie. Moet nooit terugkyk nie. Jy kyk nie terug nie. En ek kyk terug en die naaste ou aan my was so 10 meter weg, of 7 meter weg. Nou, hulle was nie baie vinnig nie. En ek breek die rekord daai dag in die was nou klein plaaskool, dis nou nie iets om oor huis toe te skryf nie, maar ek wil vir jou dit sê, jou persepsie van jouself, selfs net in natuurlike terme, is baie belangrik wanneer jy in 'n situasie van intimidasie kom. My storie nou oor die atletiek is 'n natuurlike situasie. Jy gaan jouself bevind in intimiderende natuurlike situasies. Maar jy gaan sien dat dieselfde beginsels geld, jou persepsie van self en die Here, jou persepsie, ek gaan daai baie paar keer sê, die sleutel in hierdie oggend is jou gedagtes rondom jouself in die Here. Nou my voorbeeld is 'n natuurlike voorbeeld. Dit is soos as jy 'n nuwe werk kry, is jy 'n bietjie gestres, ja. Dit is soos as jy 100 meter rol, is jy 'n bietjie gestres, ja. Dit is as jy iets moet doen van belang of waar jy in die spotlight is. Toe ek begin preek het, was ek vreeslik bewerig. En dit was vir my erg. Nou is ek al meer gemaklik en prys die Here, mens kom seker nooit op 'n punt waar jy te gemaklik raak rondom prediking, is 'n terrible sacrifice, maar mens kom op 'n punt waar jy redelik okay raak met goed. Maar wanneer ons die onbekende approach, dan gaan daar intimidasie wees. Ons praat nie vandag per se oor dit nie. Okay, so my storie atletiek is 'n natuurlike situasie, jy gaan jouself in baie sulke situasies in hierdie jaar bevind. Dis nie almal, luister mooi, dis nie almal die gees van intimidasie nie, daar's 'n groot verskil. Die gees van intimidasie het sekere merkers. Daar's sekere merkers, en ons gaan na 3 merkers kyk uit 1 Konings uit. En wanneer hierdie merkers na vore kom, dan moet jy jouself afvra, ek wonder, is die gees van intimidasie besig om te werk? En jy sal sien, die gees van intimidasie is gewoonlik illogies. Dis 'n illogiese vrees, dis 'n illogiese depressie, dis 'n illogiese vrees. Alleenheid, gevoel van alleenheid. Okay. So kom ons begin met 'n oulike storie oor 'n leeu. Ek hoor eendag 'n storie van 'n vriend van my skoonsister. Die ou man is 'n familievriend van hulle. Ek noem hom sommer oom Friedrich. Hy het 'n klomp stories, ek het al baie stories van hom gehoor, maar hy het hierdie pet lion. Hy het 'n pet leeu. Dis sy leeu, soos ek 'n kat gehad het en 2 hondjies nog het vandag, het hy 'n leeu. En ek kan nie die leeu se naam onthou nie, maar Oom Friedrich het hierdie leeu groot gemaak vandat hy 'n welpie is en die leeu en hy is onafskeidbaar. Maar die leeu, soos enige dier, is 'n wilde dier en hy moet maar getrein word en hy sal maar sy boundaries push. En Oom Friedrich het 'n sambok waarmee hy die leeu piets, sodat die leeu luister. En Oom Friedrich is 'n boer. Hy kom toe van die landbou, die landbank, Agri, vandag is dit Kaap Agri. Die koöperasie af en hy sien, sy leeu lê op die stoep buite. Dis 'n plaas, hy lewe op 'n plaas. Hy kry sy sambok en hy sê vir die leeu, wat maak jy buite? Jy moenie buite wees nie. Die leeu het 'n geneigtheid om skape te vang en allerlei snaakse stoute goed te doen. En hy piet die leeu en hy sê, gaan in.
Hy wil hom agter die huis injag. Maar die leeu is snaaks, hy's 'n bietjie astrant, hy wil nie luister nie. En hy sê, wat gaan aan met hierdie leeu vandag? En hy piets, man, hy slaat toe later, lekker met hierdie sambok. En die leeu is so grommerig en astrant, man, hardnekkig. En hy slaan die leeu, en hy piets die leeu, en die leeu is toe daar weg. En hy wil toe die agterhek gaan oopmaak, hy gaan in die kombuis in, en toe hy in sy huis inkom, toe, glo dit of nie, toe kry hy sy leeu in die sitkamer. Net daar, besig om te slap. Toe het oom Friedrich daai dag 'n wilde leeu van sy stoep afgejaag. Dis nie 'n perfekte storie nie, en dis 'n ware verhaal, nie? Dit het regtig in Namibië gebeur. Ek dink op Otjiwarongo wêreld. Hoekom vertel ek jou die storie? Jou persepsie van jou posisie en wie jy is baie bepalend. Het gaan nie net oor jou nie, het gaan oor jou gesag in die Here, of jy en die Here. Dit wat die Here oor jou gesê het. Jou persepsie van jouself is baie belangrik. Oom Friedrich ken sy leeu. Hy is gewoond om sy leeu te piets. Sy leeu luister na hom. Toe hy in hierdie situasie was, alhoewel hy nie geweet het dit 'n wilde leeu is, toe jaag hy 'n wilde leeu weg. Net omdat hy in 'n ander state of mind was. Ek wil hê jy moet begin leeu's jag. En hierdie oggend wil ek reg vir jou sê, die Here gaan jou oprig in hierdie jaar om leeu's te jag. Dit gaan vir jou nodig wees. En dit gaan vir jou baie, baie nodig wees om te onderskei. Is hierdie 'n gees van intimidasie? Of is ek maar net krapperig, gestres oor die onbekende? Is ek maar net krapperig of gestres oor iets wat ek moet doen? Of is hierdie 'n gees? Is hierdie 'n demoniese gees? En is nodig vir jou om te onderskei. So twee goed, wie is jy in die Here? Die Here gaan jou oprig in 2022 om leeu's te jag, om die onmoontlike te doen, en dan onderskei, is dit geestelik of is dit natuurlik? Ek wil nou ons eerste teks toe gaan, ons hoofteks vandag, ons hoofstorie, kom met 1 Konings 19 uit, en dis 'n bekende verhaal, ek en jy ken dit goed, gaan oor Elia. Ons lees uit die Afrikaanse ou vertaling, Afrikaanse nuwe vertaling uit, en ek lees vanaf vers 2, hoofstuk 19, vers 2 tot 4, en dan vers 10. So Elia het hierdie amazing triomf gekry, uit hierdie oorwinning oor die Baalpriesters. Dis hierdie showdown tussen die Baalpriesters en Jahwe se profeet op Karmelberg. Julle onthou die storie, julle het in Sondagskool gekry. As jy nie die storie ken nie, gaan lees 1 Konings 19. Maar wat gebeur is, die Here wen. Elia sit die gode op die toets. Hy sê vir die Baalpriesters, julle almal met julle gode, kom Baalpriesters, kom ons sê, die God wat met vuur uit die hemel antwoord, hy is die God wat die ware God is, en Israel moet daai God aanbid. En dit gebeur toe ook so, die Baalpriesters is stil, en Elia lag later vir hulle, hy sê, is hulle dan doof, dalk slaap hulle, en die Baalpriesters sny hulle self later, maar die Baale het nooit geantwoord nie, en Jahwe antwoord met vuur uit die hemel, hulle het 'n altaar opgerig met vleis en goed, en met water gegooi, nat gemaak, en toe daai vuur uit die hemel kom, toe verbrand dit alles op die altaar. En Jahwe is die God van God, King of Kings. En die Baalpriesters word tereggestel, word doodgemaak. So is hierdie amazing oorwinning. Dit is seker een van die grootste oorwinnings wat Elia in sy hele bediening ooit gesien het. Een van die mees miraculous te goed. In die limelight, voor almal, word daar gesê, die Here is God alleenlik. Hy het die Baale oorwin, hy het die afgode oorwin, hy is God. En wat gebeur? 'n snaakse, illogiese ding gebeur. Die Jezebel, koning Ahab se vrou Jezebel. Ek weet nie wat Jezebel in Afrikaans is, het kan tog nie Isabel wees nie. In die Ou Testament, die Afrikaanse ou vertaling vir Isabel, ek tog is Jezebel, maar in elk geval Jezebel is hierdie donker figuur in die Ou Testament. En sy skryf 'n briefie vir Elia. Sy sê, ek het gehoor wat jy met my Baalpriesters gedoen het. Ek het gehoor, hulle is my priesters. Ek gaan dieselfde aan jou doen môre hierdie tyd. Môre hierdie tyd is jy dood. Môre hierdie tyd gaan ek jou uithaal, Elia. Elia, waar is hy? En wat se plek is hy? Hy is in 'n goeie plek. Hy is in 'n tyd van oorwinning. Hy is in 'n plek waar hy gesien het wat die Here gedoen het.
Hy is gewoond aan die bonatuurlike en hoe die Here bonatuurlik optree. Maar dan kom 'n gees op 'n dag teen hom en is 'n gees. En hy gees kom intimideer vir Elia. En daar's 3 goed wat gebeur met Elia. Lees gou saam met my hoofstuk 19 vers 2. Toe het Isabel of Jezebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: "Mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie." Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf agtergelaat. Vers 4. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: "Nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie." Ek wil jy moet mooi luister wat hier aangaan. Hierdie ou kom uit die amazing oorwinning wat die Here vir hom gee. Net 'n hoofstuk voor dit gebeur daar amazing bonatuurlike goed. En ewe skielik kom 'n briefie van 'n vrou en dit intimideer hom so dat hy raak so angstig en vreesbevange, dat hy sy diensknegt agterlaat en hy hol in die woestyn in. Hy beland op 'n plek waar hy skree tot die Here en sê: "Maak my maar dood, neem my lewe, ek kan maar net doodgaan hierso. Ek is niks beter as my voorvaders nie." Wat gaan hier aan? Maak dit logies sin? Nee, maak nie logies sin nie. En hier is jou eerste 2 merkers van die gees van intimidasie. Wanneer jy onderdanig is aan die gees van intimidasie, gaan hierdie 2 merkers in jou lewe wees, of in 'n situasie wees. Die emosie van angs en vrees gaan na jou toe kom en om te vlug. Maak dit logies sin? Nee, dis illogies. Wie is Jezebel nou? Jahwe is vir jou. Hy beskerm jou, Elia. Sy sterk hand is vir jou. Hy het nou net sy sterk arm vir jou gewys. Wat hoor jy oor 'n briefie? Maar dis demonies. Daai demoniese aanslag kom. Elia laat daai vrees in sy hart ingaan en hy vlug. So eerste merker is vrees, illogiese vrees. Tweede merker is illogiese depressie, 'n gevoel van ek is 'n mislukking, ek het gefaal. Ek het daai al in my lewe gesien. Daai het almal van ons al gesien. En baie keer is dit omdat jy submit onder 'n gees van intimidasie. As jy in 'n situasie is waar jy afgekraak word of geïntimideer word, kom maar baie keer gevoel van ek is 'n mislukking. Hoekom? Is illogies. Dis omdat jy submit aan daai gees. En Elia gaan van hoogtepunt na superlaagtepunt en hy sê: "Here, vat my lewe. Nee, my lewe, ek is niks werd nie. Ek is 'n failure." Merk nommer 2, onthou dit. Ek is 'n failure. Ek wil hê jy moet jouself in die situasie sien van intimidasie en vir jouself afvra: is hierdie merkers by my? Miskien is daar gees van intimidasie wat teen my kom. 'n derde ding vind ons in vers 10. Elia gaan na 'n berg toe waar die Here is, die berg Sinaï, ook genoem Horeb. En hy hol daartoe. En hy kom uiteindelik daar uit. Vat baie lank om uit te kom. Toe vra die Here vir hom 3 keer. Hy vra vir hom: Elia, wat maak jy hier? Elia, jy moet nie hier wees nie. Ek was op Karmel. Wat maak jy op Horeb? Hoekom het jy in die woestyn ingehol, weggehol? Wat maak jy hier, Elia? En ek wil hê jy moet na Elia se reaksie luister in vers 10. Wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord toe: ek het met my hart en my siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. Net ek. Onwaar, die Here het nog baie ander profete en Elia weet daarvan. Want 'n man met die naam Obadiah het vir Elia kom sê: ek het 100 profete weggesteek, weg van Jezebel af. So hulle is daar, en Elia weet dit, maar hier is Elia op waar? Hy is op 'n illogiese plek, 'n illogiese depressie en gevoel van alleenheid en isolasie. Hier is jou derde merker. Voel jy soms alleen en dat jou suffering uniek is, dat jy niemand het nie, dat jy op niemand kan steun nie, dat daar geen uitkoms vir jou is nie, jy het net jouself. Daai is 'n derde merker van die gees van intimidasie. So kyk mooi na jou situasie, kyk mooi na situasies van vrees en angs. Vrees en angs
is dalk jou merker. As jy dit kan identifiseer, kyk mooi, is die gees van intimidasie besig om my te treiter. Is hy besig om teen my te kom? Want dan is daar nodig 'n geestelike reaksie, nie 'n natuurlike reaksie nie. Crucial, 'n geestelike reaksie. Nie 'n natuurlike reaksie nie. As die probleem geestelik is, kan jy dit nie in die natuurlike aanspreek nie. First in the spirit, then in the physical. Hierdie is baie belangrike beginsel. Is daar goed soos natuurlike sielkundige probleme? Ja. Wanneer ons counseling doen, is dit baie belangrik om te onderskei, is hierdie sielkundig of geestelik? En het die twee baie met mekaar te doen? Ja. Moet daar bevryding gebeur of vernuwing van denke? Baie belangrik, jou oplossing gaan heeltemal anders lyk. So dit is belangrik dat jy onderskei, is dit natuurlik of is die gees van intimidasie? So hoe spreek 'n mens die gees van intimidasie aan? Hoe kom 'n mens teen dit? Wel, ons het 'n paar merkers en voorbeelde in die Bybel. Jesus, net toe die Vader hom bevestig as sy seun, gaan hy in die woestyn en die vyand kom en hy bring 'n boodskap van intimidasie teen Jesus Christus, die Here self. En lees saam met my uit Lukas 4 vers 3 tot 4 in die Afrikaanse ou vertaling. Toe sê die duiwel vir hom: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word." Maar Jesus antwoord en sê vir hom: "Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God." Hoe werk intimidasie? Intimidasie gaan altyd 'n vraagteken bring na jou hart toe rondom wie is jy? Wie is jy en wat is jou roeping? En wat sê die Here oor jou? Dit gaan 'n vraagteken bring. Hier is 'n crazy situasie. Die Here Jesus is gedoop. Daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: "Hier is my geliefde seun, luister na hom, ek het welbehae in hom." En net daarna kom die vyand met 'n vraagteken. En luister mooi wat vra hy: "As jy die seun van God is." Die Vader het nou net gesê: "Hier is my geliefde seun, in wie ek welbehae het." En hy bring 'n vraagteken aan wat die Vader sê. Intimidasie gaan 'n vraagteken bring na jou hart toe rondom wie jy is en wat die Here oor jou sê. En jy moet dit identifiseer. En baie keer gaan jy sien dat die gees van intimidasie vir jou wil derail. Dit gaan jou sê, as jy die seun van God is, dan moet jy hierdie klippe brood maak, dan moet jy hierdie valse game speel, valse kwalifikasie. Jesus het nie nodig om hom te bewys aan enige iemand nie. Die Vader het vir hom gesê wie hy is. Hy het nie nodig om klippe in brood te verander om niks te bewys nie. Die gees van intimidasie gaan toetse, valse toetse aan jou stel, om vir jou te sê, dis hoe jy moet optree, dis wat jy moet doen, dit is wat van jou verwag word. En jy gaan baie mooi moet luister. Want as jy daai klippe in brood verander, speel jy sy game. Speel jy nie die Here se game nie. En luister wat sê die Here. Die Here sê die volgende: die mens, maar Jesus antwoord hom en sê vir hom: daar is geskrywe, die mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar elke woord wat uitkom uit die mond van die Here. Daar staan geskrywe. Hoe is Jesus se reaksie? Die gees van intimidasie gaan jou altyd probeer isoleer van die Here. Kyk wat doen Jesus. Hy bind homself dadelik tot die Vader, wat ek en jy moet doen. Hy was perfek mens. Gees van intimidasie sê, as jy die seun van God is, funksioneer op jou eie, maak hierdie brood, maak hierdie klippe brood. En hy sê, nee, ek bind myself dadelik aan my Vader, ek en die Here, nie ek alleen nie. Ek maak nie staat op myself nie, gaan nie van brood alleen lewe nie, maar my afhanklikheid van die Here. En hy bind homself tot sy Vader. Die gees van intimidasie, wanneer dit in jou kom, gaan dit jou probeer afsny van die Here. Jou identiteit is gevind in die Here. Het is baie belangrik dat jy elke keer as die gees van intimidasie kom, net sê, my Lord, you have called me, you have prepared me, you are with me. Die Here is met my. Ken jy my Here? Ken jy my Here? So as baie wat gebeur in hierdie teks, dit gaan jou probeer isoleer. Dit gaan vir jou sê, wie is jy? Dit gaan vir jou vra. Al het die Here nou net gesê, hier is my seun, gaan dit die vraag bring, wie is jy? Wie is jou Vader? Ek gaan dit sommer speel, nee.
uit die Passion uit. Dis nie in die Bybel nie, maar dit is so goed gevang. Toe ek hierdie preek voorberei, toe sien ek hierdie beeld. In Getsemane is Jesus besig om te bid in the Passion, dan kom die vyand. En die vraag word gevra, who is your father? Kyk saam met my die gedeelte. Ek ken Lakkies Vader. Nee, hoe weet die Lakkies Vader? Mommy back. Wat? Man, Nee, Elohim. Elohim. Baie goed. En die vyand kom teen jou so. Wie is jou vader? Wie is jy? Reageer soos Jesus gereageer het. Daar staan geskrywe. Daar is oor my gesê, nie valsheid nie, maar waarheid. Daar staan geskrywe. Elke keer bind jouself aan die Here met waarheid. Wanneer daar 'n valse aantuiging kom, staan op waarheid. Daar staan geskrywe. Maar die Here het dan gesê, het die Here dan nie hierdie vir my beloof nie? Gaan terug na waarheid toe. So hy is ons eerste sleutel. Hoe reageer jy wanneer die gees van intimidasie kom? Waarheid. Wat het die Here gesê? Wie is ek? Persepsie van self. Onthou Ankel Friedrich met sy sambok. Jy gaan met leeu's jag. Wie is jy? En wat het die Here gesê? Die waarheid. Ek wil 'n laaste storie vertel vir jou. Die storie, baie bekende storie. Dawid en Goliat. Seker die bekendste storie in die Bybel. Hierdie is 'n ware verhaal, né? Goliat was dalk hulle vermoed 2.93 meter lank. Reuse is nie net lank nie, hulle is ook sterk en breed. Dink vandag, ons praat hier van NBA basketbal, tingerige basketbalspelers en hierdie is groot perde. Dink aan hierdie groot Springbok rugby spelers. As jy 2.6 is, 2.6, mense is so lank. Maar as jy 2.1 is, dan is jy nie net 2.1 lank nie, jy is 10-1, 'n lekker fris bil. Nou dink as jy amper 3 meter lank is, kan jy dit indink, 2.5, 2.7, pandele vermoed 2.9 meter lank. Daai moes 'n fris bil gewees het. En Saul sê van Goliat dat hy 'n kryger was van sy kinderdae af. Hy ken oorlog. Hy is getrein om oorlog te maak, hierdie fris bil. En met die lengte kom 'n krag. Hy kon 10 teen vir Dawid met een arm doodgedruk het. Okay, dit is nie oordryf nie. En Dawid sien hierdie situasie, Goliat is besig om die hele volk te intimideer. Niemand wil teen hom te staan kom nie. En Dawid sit vir Goliat in die regte posisie. Wat bedoel ek? Wanneer die gees van intimidasie teen jou kom, jou eerste reaksie is alles. Onthou Elia se reaksie, hy het dadelik vrees in sy hart toegelaat en gehardloop. Jou eerste reaksie is alles. Toe Dawid vir Goliat sien, wat doen hy heel eerste? En hierdie is jou sleutel, wat doen hy heel eerste? Daar's baie sleutels. Hy sit vir Goliat in die regte posisie. Wie is Goliat? Goliat is mos die onbesnede Filistyn. Daar's 'n teks in 1 Samuel, waar Dawid vir die mense vra, wie is hierdie Filistyn? Maar daar's 'n woord wat gebruik word om hom te beskryf. Wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wat is dit? Dis verbondstaal. Die ander ouens is geïntimideer. Dawid sit reg, dadelik vir Goliat in die regte posisie. Ons is die besnyde volk. Ons is die uitverkore volk. Hy is nie. Hy kom nie net teen ons te staan, hy kom teen die Here te staan. Dit is nodig vir jou om soos Dawid die gees van intimidasie op sy plek te sit, om die opponent in die regte posisie
te plaas. Kyk, alles is altyd in relasie tot jou. Waar staan jy teenoor iets anders? Dawid kon gesê het, ek is klein skaapwagtertjie. Klein skaapwagtertjie teen groot Filistyn. Maar hy sit dit in die regte posisie. Onbesnede Filistyn. Die Here is nie met hom nie, maar die Here is met my. Die Here is met ons. Dadelik bind Dawid homself aan die Here. Wanneer jy teen die gees van intimidasie kom, sê ek weer vir jou, hy gaan jou probeer isoleer. Hy gaan 'n vraagteken bring na jou posisie en jou identiteit toe. Dit is baie belangrik dat jou eerste reaksie moet wees, wie is ek? Wie is my opponent? Wie is die Here? Wat het die Here gesê? Lees saam met my 1 Samuel 17 uit die Afrikaanse ou vertaling. Partykeer sê die ou vertaling stel dit net soveel beter. Vers 26 en vers 44 tot 46. Hoofstuk 17. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn? Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God uitdaag. Dawid kom toe teen Goliat te staan. Hy vra van die manne, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Hy sit vir Goliat in die regte posisie. Onbesnede Filistyn, hoor jy dit? Verbondstaal. Verbondstaal. Hy is besig om te sê, ons is in verbond met die Here. Hy is nie. Vers 44. Hoor wat sê Goliat. Maar Dawid sê vir die Filistyn, hoor wat sê Dawid. Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Vandag vat ek jou kop, papi. Want jy kom nie net te staan teen my nie. Nee, ken jy my? Weet jy wie ons is? Ons is die Israeliete. Ons is die volk van die Here. Hy beklei vir ons. Hy is vir ons. Hy het ons geroep vir hierdie taak. Hy het homself al bewys in ons lewens. En jy is dieselfde. Die Here het jou geroep vir hierdie taak, vir 'n dag en 'n tyd soos hierdie. Hy het jou geroep. Hy is met jou. Verstaan daai. Verstaan wie jy is en wat die Here gesê het. Onthou wat Jesus se woorde aan die vyand, daar staan geskrywe. Altyd terug na wat die Here gesê het, die waarheid. Dawid, wat leer ons van Dawid? Hy sit homself in die regte posisie. So net om op te som, vir jou om nie 'n gees van intimidasie te hê, of te onderdanig te wees in 'n gees van intimidasie nie, is dit belangrik dat jy hierdie goed verstaan. 2 Timoteus 1:7 sê, hy het jou nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie. Wat is dit? In die Woordeboek is daar hierdie definisie van intimidasie. Dis om iemand lafhartig te maak. Die Engels sê, it is to make one fearful or timid. Timid. So dat hy nie glo in homself nie, so dat hy nie glo in die Here nie, en fearful is, wat is een van die merkers van intimidasie, is vrees, die eerste merker. Timidity. 2 Timoteus 1:7 sê in die Engels stel dit so, he has not given us a fear of what? Of timidity. Kan jy glo? But of love and a sound mind. En ons het al gekyk na sound mind. Wat is 'n sound mind? It is healthy thinking. Het is belangrik dat jy 'n sound mind het as die gees van intimidasie teen jou kom. Dat jy daai perd op sy plek sit, dat jy jouself stel in die regte posisie teenoor daai ding. Wie is jy? Wie is hy? Hy is die onbesnede Filistyn. En die Here is met jou. So jou eerste reaksie is belangrik, onthou dit. Jou eerste reaksie. En 2, wie is jy? Jou identiteit in die Here. Wat het die Here gesê? Daai derde ding. Wat het die Here gesê oor jou? Wie is jy in die Here? En wat het die Here gesê? Onthou jou eerste reaksie is crucial. Want die gees van intimidasie kom met vraagtekens. Wie is jy? Wie is jou pa? Jy het nie 'n pa nie. Jy het nie 'n vader en jy gaan dit alleen moet doen. In Josua 1:9. Moses is dood, Josua moet die beloofde land ingaan. Die Here sê vir hom 3 keer in een hoofstuk, sê hy, ek gaan dit in Engels aanhaal, verskoon my. Nee, nie verskoon my nie. Die Engels is okay. Ek love die Engelse Bybel. Ek lees
3 vir 4 vertalings, so ek dink as hoef in hierdie Afrikaanse gemeente sê, verskoon my nie, as ons Engels aanhaal nie. Maar die Engels stel dit so, het sê, nou moet ek onthou. Ja, Josua 1 vers 9. En die Here sê in daai hoofstuk 'n paar keer vir Josua, take heart and be very courageous. Take heart, wees braaf and be very courageous. En in vers 1 vers 9 is daar hierdie sleutel en die Here vra vir hom 'n vraag. Hy sê, take heart, be very courageous. Have I not called you? Joshua, wanneer jy die beloofde land ingaan, gaan jy teen reëse te staan kom. There be giants there. Dis nie 'n maklike taak nie. Dis 'n intimiderende taak. Maar have I not called you? Sien jy dat wanneer jy weet wat die Here oor jou sê en oor jou roeping sê en waar jy moet staan en jy die ding in die regte posisie sit, dan kan jy 'n leeu jag. So mag die Here jou oprig in hierdie jaar om leeu's te jag. Om leeu's te jag. Al lyk 'n situasie onmoontlik, weet wat die Here vir jou sê, moet nooit ingee tot die gees van intimidasie nie. En ek wil net 'n caveat gee. Ek is nie besig om te sê dat elke liewe situasie geestelik is nie. Dis hoekom ek begin het met die atletiek storie. Onthou die atletiek storie. Die atletiek storie sê daar's baie natuurlike situasies wat intimiderend is. Dis nie noodwendig 'n demoon nie. Maar wanneer daai 3 merkers daar is, merker van depressie, merker van vrees, merker van isolasie, ek is alleen, dan is daar teen 'n gees van intimidasie. Familie, die Here seën jou. Here, ek dankie vir hierdie generasie, ek dankie vir hierdie mense op hierdie Parelberg. Dankie dat U in hierdie week, in hierdie maand, verklaar oor hulle, het ek dan nie gesê nie, het die Here dan nie gespreek nie. Here, laat hulle standvastig wees op U waarheid, mag hulle in hulle harte elke dag dra wat U oor hulle gesê het en wie hulle is in U. In die naam van Jesus. Amen. Familie, die Here seën jou, ons gaan nou in bedieningstyd ingaan. Bedieningsspan kom vorentoe. Kom ontvang 'n woord van die Here. Die Here seën jou.